Dit is vandag maandag 23 Februarie. Welkom by ons luistermeditasie in lydenstyd. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan. Christus is by ons. Loof die Here God en prys sy heilige naam. Loof die Here God. Hy leer ons om te leef. Loof die Here God en prys sy heilige naam. Loof die Here God. Hy leer ons om te leef. Amen. Ons lees 'n paar verse uit 2 Korintiërs 5, ons lees dele van vers 14, 16, 17, 18, 19 en 20. En dit kom alles uit die 1983 vertaling. Daar's 'n verhaal van 'n dorpie iewers in die ooste, waar 'n besonderse vreemdeling ingetrek het. Hy het stadig deel van die gemeenskap geword, die mense leer ken, en hom ingeburger met sy liefde en deernis. Hy het vroeg opgestaan, en dan het hy sy rituele gedoen, mense wat kon sien, dit het gelyk asof hy mediteer en bid, en dan het hy sy dagtake verrig, werk toe gegaan, teruggekom, sy plek skoon gemaak, maar 'n man met soveel siel, sy liefde en warmte het mense veilig laat voel. Die liefde het uit hom uitgestraal. Hy het nooit lelik van ander mense gepraat nie. Sy huis was altyd oop vir enige iemand. Hy het nie gediskrimineer nie, oud en jonk het hy met liefde en respek behandel. Almal was veilig by hom. Hy het 'n hart van omgee gehad. Hy was hulpvaardig, mededeelsaam. Hy was 'n vredemaker. Mense het met hulle probleme by hom kom sit. Hy het geluister, hy was 'n goeie luisteraar. Daar was iets van 'n aura wat om hom gehang het. Mense het nogal gevoel, as hulle van hom wegstap, voel hulle altyd 'n beter mens. Daar was groot hartseer die dag toe hy gesterf het. Die hele gemeenskap was by sy begrafnis. Jare later, na die man se dood, het daar sendelinge uit die weste opgedaag. Hulle het hulle ingeburger in die dorpie, en toe hulle vertroue gewen het, het hulle begin met evangelisasiewerk, en toe het hulle die mense vertel van Jesus. En toe hulle baie mooi, deeglik Jesus se lewe kom meedeel het, het iemand opgestaan en gesê,
ons ken hom. Ons ken hom baie goed. En die sendlinge was baie verbaas, gesê, vertel ons meer. En toe het hulle geantwoord, hy het hier tussen ons gebly. Luister na hierdie teksgedeelte uit 2 Korintiërs 5, dan nooi ek jou om dit op jou hart te laat lê in die stilte. Die liefde van Christus dring ons. Ons beoordeel dus nou van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En dit alles is die werk van God. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree nou op as gesandte van Christus. Die liefde van Christus dring ons. Ons tree op as gesandte van Christus. 'n Gesant is 'n verteenwoordiger. Dis nie iemand wat net praat oor die ander een nie. Hy of sy verteenwoordig hom. Mense moet, wanneer hulle die gesant sien, eintlik die regte ene sien. Die liefde van Christus dring ons. Dit maak dat ons anders optree, anders kyk, anders praat, anders luister en voel. Dat ons die houding van Christus openbaar. Laat dit vir 'n oomblik op jou hart lê.
Die liefde van Christus dring ons. Ons tree op as gesandte van Christus. Loof die Here God en prys sy heilige naam. Loof die Here God, hy leer ons om te leef. Maak my in hierdie dag en in hierdie week 'n gesant van Christus. Amen.